ons lees saam hier uit Matteus hoofstuk 11 van vers 25 tot vers 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dat dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Jesus begin hierdie gedeelte deur te sê dat hy die Vader dank, dat hy hierdie dinge verwys na die boodskap van die koninkryk, dat hy hierdie dinge bekend gemaak het, nie aan slim en geleerdes nie, maar aan kinders. Nou, dit word in sommige vertalings met eenvoudige mense vertaal. Die Griekse woord daar is die woord nepios, waar die woord nappy vandaan kom. 'n baba, 'n infant, 'n kleintjie. En wat Jesus hierdeur probeer sê is dat die evangelie is nie vir diegene wat dink dat hulle self kan regkom uit hulle eie slimheid en wysheid nie. Die evangelie van die koninkryk van God kan nie ontvang word deur mense wat dink dat hulle uit hulle self kan leef nie. Dit kan nie ontvang word deur mense wat dink dat hulle uit hulle self kan leef nie. Daarom praat Jesus baie oor rykdom wat baie keer 'n struikelblok is. Dit is moeiliker vir 'n ryk mens om in die koninkryk in te gaan as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Want hy weet dat dit by mense 'n sin van selfstandigheid skep. Hulle het God nie nodig nie. Daarom verwys Jesus hier na slim en geleerdes. Niks fout met slim en geleerd wees nie. Maar dit gaan eintlik oor hulle wat dink, uit my eie slimheid en wysheid kan ek vir my 'n weg in hierdie lewe maak. En ek moet vanoggend begin deur dit vir julle te sê, dat dis eerstens nie net oukei as jy nie weet hoe om self reg te kom nie. Dis eintlik wenslik. As Jesus in Matteus sy grootste en belangrikste preek gee, die bergrede, dan begin hy deur te sê, geseënd is hulle wat arm van gees is. Die 83 vertaling sê, wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis wie geseënd is. En dit is vir wie hierdie boodskap is wat ons vandag kom deel. So as jy hier sit, dis ons wegspringplek. Ons wegspringplek is ons kan nie self nie. As ons daar kan begin, kan ons ontvang wat die Here vir ons eintlik hier wil gee. So hier word gepraat van jukke. En daar was verskillende soorte jukke. Jy het nou met die kindertyd boodskap, daar was 'n man met die naam van Roelof wat vir my hierdie juk geleen het. En bietjie vir my verduidelik het wat hier aangaan, kan nie als onthou nie. Ek weet hierdie is 'n juk skei. Ek het dit gespeel as kind. Nou verstaan ek waar die naam juk skei vandaan kom. En dit word dan nou deur osse gebruik. Jy weet mense gebruik dit in boerdery. Daar's baie plekke in die wêreld waar dit nog steeds so gebruik word. Maar dan kry jy ook die individuele juk, wat jy nou daar aan die regterkantste prentjie sien, en dit word in baie plekke in Asië en ook in Afrika nog gebruik. Wat eintlik baie nuttig is, as jy 'n vrag het om te dra, dan help dit jou om dit te balanseer, en baie keer iets soos water of so wat gedra moet word, wat dalk maklik kan mors, daai juk is eintlik wenslik. So ons sou oor jukke kon sê, dat partykeer is 'n juk iets wat ondraaglik is, maar dis ook eintlik iets wat nuttig is. Want ons moet verstaan as Jesus hier praat, dan hy wil ons eintlik na 'n plek toe neem waar hy eintlik vir ons sê, maar my juk is nuttig, is goed. Ons moenie net vaskyk in hierdie gedagte van 'n juk wat seer is en onderdruk nie. So wat is die simboliese betekenis daarvan as ons dit in hierdie konteks lees? Deur die Bybel word die term juk op baie verskillende maniere gebruik om sekere aspekte uit te lig. En een van die eerstes is dat dit 'n simbool is van verdrukking en onderdrukking.
Ek het met die kinders vir my en Sanet bietjie gisteraand weer die storie vertel. Ek kan dit nie eens eintlik mooi onthou nie, van Jeremia wat rondgeloop het met 'n houtjuk op sy skouers om te wys dat die Israeliete gaan gebuk gaan onder die heerskappy van koning Nebukadneser. En toe kom 'n vals profeet en hy breek die juk en hy sê dit is nie so nie. En toe sê Jeremia nee, maar dit gaan 'n ysterjuk wees. So dis 'n teken van hierdie politiese onderdrukking, om onder die heerskappy van 'n ander volk te wees, om gebuk te gaan onder die juk. Dan is dit ook 'n simbool baie keer van slawerny. Dis interessant as Paulus skryf in Galasiërs, sê hy, julle is tot vryheid geroep, broers en susters. Moenie nou weer julleself onder 'n slawejuk indwing nie. Met ander woorde dan nou die juk van die wet. So hierdie is die negatiewe konnotasies wat saam met 'n juk gaan. Iets waaronder jy is, onderdruk jou, dit ding jou onder, dit is swaar, dit is ongemaklik en jy gaan altyd gebuk wees onder 'n juk. Iets wat jou help regop staan. Maar dan in 'n positiewe sin of negatief afhangende van hoe jy dit interpreteer, verwys 'n juk dan na die lering en die leefwyse van sê net maar 'n rabbi of 'n wet. Die Jode het gepraat van die juk van die Torah, die wet. En dat as jy die juk van die wet dra en jy dra dit reg, dan is jy vry van die juk van die wêreld. So dis 'n simbool om te sê dat ek neem iets op my wat 'n sekere manier van lewe is. En spesifiek in Jesus se konteks, die rabbies, die leermeesters, hulle het gepraat van as jy nou vir Gamaliel volg, dan neem jy Gamaliel se juk op jou. Jy luister na dit wat hy leer, jy leef sy leefstyl uit, jy word 'n leerling van daardie persoon. En in daardie opsig kan dit iets baie positiefs wees. Want dit is iets waaraan jy jou ondergeskik stel, wat vir jou kan lewe gee. Maar nou kom Jesus en hy sê, maar daar's 'n ou juk van die wet, onderdrukking, maar my juk lyk heeltemal anders. En hier is Jesus se uitnodiging dan. Jesus nooi ons om 'n godsdienstige stelsel van onderdrukking en slawerny te verruil vir bevrydende disippelskap. Jesus kom sê, daar's 'n stelsel wat hierdie mense tot nou toe gevolg het. Onthou, dink nou aan mense van daai tyd, nee, hulle het nie Bybels gehad nie. Hulle kon nie self, die geletterdheidskoers was soos 5% van mense kon lees of skryf. Al wat hulle gehad het was wat die slim en geleerde mense vir hulle vertel het. En die goed wat die slim en geleerde mense vir hulle vertel het, was reëls en wette. Die fariseërs en skrifgeleerdes het onmoontlike goed op mense se skouers gelê. En wat erg is die mense kon nie van beter weet nie. Dis wat hulle gehad het, dis wat hulle gedink het die regte ding is om te doen. En dan wat Jesus sê is, as ons die juk dan nou van wette en reëls, 'n ou manier van dink, kan verruil vir sy sagte juk, wat ons nou lekker oor gaan praat, en sy ligte las, is die belofte dan rus vir ons siele. Hierdie uitnodiging is, ek meen, dis een van die mees bekende teksgedeeltes in wêreldwyd, mees gewilde teksgedeeltes. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Ek is sagmoedig, nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle siele. Ons staan ons nou vir jou gemoed, want my juk is sag en my las is lig. Nou ons lees hierdie eerste gedeelte, en dan lees ons en ons sien, okay, kom na my toe en ek sal jou rus gee. En dan kry ons amper half hierdie hangmat prentjie van, as ek Jesus volg, gaan ek nou kan rus, en uiteindelik gaan ek jy weet, net bietjie ontspan, en dan moet ek nou eers weer net aangaan met die lewe, en die lewe gaan leef, en die ratreis leef, en as ek net so rukkie weer dit gedoen het, dan kan ek weer net, jy weet, ek leef so by Jesus en weg van Jesus af. Maar dis eintlik glad nie waaroor hierdie gaan nie. Die siel van die mens, die diepste wese, jy kan amper dink dis soos iets wat opgewen is, wat aan die draai is. Nou,
Julle sal seker almal miskien onthou of dalk het jy nou nog so iets, daai kussies wat jy oopmaak, dan is daar nou 'n ballerina aan die binnekant. En jy wen mos nou daai ding op, nê? Nee? En dan's daar 'n dingetjie wat speel en as jy hom te veel opwen, dan klink dit of jy hom op 1.5 spoed luister, nê? Nee? Soos wat ons nou met ons voice notes maak op WhatsApp. So die siel van die mens is so, die siel van die mens moenie te styf opgewen wees nie. Want dan spin hy tol uit beheer uit. Ons kan nie die lewe op 1.5 spoed leef nie. Ons is nie gemaak daarvoor nie. Rus vir die siel beteken my siel beteken nie ek lê rond en doen niks nie. Beteken my siel is in 'n toestand waar ek vrede het. Waar die sorge en die moeilik van die lewe so 'n bietjie van my kan afrol. Want ek ken vir Jesus. Dis wat hy ons wil gee. En die probleem is, ons stop by, Jesus wil my rus gee. Maar die belofte van hierdie rus het sekere vereistes. Nou ek wil eers sê jy moet jouself 'n bietjie diagnoseer. Wat is die simptome van 'n juk van verdrukking? Hoe lyk dit in ons lewens? En onthou nou, dit kan wees dat jy nie net onder hierdie juk leef nie, maar dit kan wees dat baie van ons, meeste van ons hardloop heen en weer tussen Jesus se juk en die juk van verdrukking. Dis baie keer ons lewe. Ons is in 'n flat, dis hoe kom sê, flat spin, né? Oor opgewen. Gaan ons. Ek dink nou aan 'n kraaines. Weet as jy spoel nag draai, sien John jy sê, ja, dis nie lekker nie, nê. Sny hom af en gooi hom weg. Wat is die simptome van 'n juk van verdrukking? Dis mense wat 'n beheptheid het met reg en verkeerd. Dis die fariseërs en die skrifgeleerdes. Alles gaan oor, is dit reg, is dit verkeerd? Moet dit of moet dit nie? So daar's 'n stuk veroordeling ook binne in dit. Want die juk van die wet is 'n juk van wat's reg en wat's verkeerd. Dis 'n gevoel van skuldgevoelens en selfverwyte. Ek doen nooit genoeg nie. Die goed wat ek aangevang het is 'n gemors, ek is spyt ek het dit gedoen. Verwyd jouself, voel jy altyd skuldig. Jy weet die mense leef met hierdie kroniese skuldgevoel. Ek sien dit baie by vrouens veral, die eise van om te werk en 'n ma te wees en iemand te moet wees vir jou man. Dis definitief erger by vrouens in die geheel in die mensdom en dit gaan oor breinfisiologie, maar ek gaan nie nou in dit ingaan nie. Maar dis hierdie kroniese skuldgevoel. Ek is nooit genoeg, ek doen nooit genoeg nie, ek kom nie by alles uit nie. Dit is 'n juk van verdrukking. Dis 'n gevoel van mislukking en moedeloosheid. Die goeie dinge wat ek wil doen, kry ek net nie reg nie. En dit maak my moedeloos, want net soos wat ek voel, of nou begin ek doen wat ek graag wil en vir die Here reg leef, net daar dan gly en val ek weer en ek moet net weer terug waar ek was. En dan dink jy die oplossing is om sterker hierdie juk te dra. Nie die oplossing nie. En dan die siekte van ons tyd, angs, né? Angs en bekommernis, daai konstante gevoel van iets is nie reg nie, iets gaan fout gaan. Hulle praat van angs as laaggraadse vrees. Fear light. Dis die want dit kan enige iets wees wat jou angstig maak. Wat gaan mense dink? Gaan ek my werk verloor? Gaan ek gesond wees? Dis alles hierdie hipotetiese situasies waar ons bekommerd is. My skoonsis stuur so tyd terug 'n boodskap. Sy sê 90% van die goed waar ek bekommerd is, gebeur nooit. Sien jy hoe goed werk bekommernis? Ek dink nie dis hoe dit werk nie. En dan die gevoel van om uitgeput en oorlaai te wees. Om net nie by alles uit te kom wat die lewe van jou vra nie. Of hierdie kroniese moegheid en oorlading. As jy nie jouself op al hierdie goed 'n punt van 1 tot 10 moet gee, waar ry jy jouself so half? Dis die kondisie van ons tyd en dis die kondisie in die kerk baie keer. Jesus sê nee, dis nie 'n lewe nie. Dit is verseker nie wat hy vir ons kom gee het nie. Dit is nie die stelsel wat hy gekies het nie. Inteendeel, hy het dit kom omverwerk.
En daarom is baie van sy metafore het te doen met ou dinge en nuwe dinge. Jy moet nuwe wyn in nuwe wynsakke gooi. Sy boodskap is anders. Dis suurdeeg wat versprei. Dit is die koninkryk van God teenoor die koninkryk van die wêreld. Maar nou wil ek prakties raak en ek wil 3 sleutels verduidelik hoekom ek dink mense nie dit reg kry of ervaar dat hulle onder die sagte juk van Jesus kan leef nie. Mense dink dikwels dat die uitnodiging is om te kom na Jesus toe en by hom te rus. Maar as jy verstaan wat 'n juk is en hoe dit in daai tyd bedoel is, dan sal jy agterkom dis baie meer as om net te sê ek volg Jesus. Dit is om jou lewe aan hom en sy manier toe te wy. En daarom gee Jesus in die gedeelte daar's 3 opdragte eintlik. En ek net met jou deel en dis die praktiese deel vir jou lewe, nê? Want julle stem saam met my om die gesonder lewe te leef, is dikwels eintlik die lewe wat die meeste energie vra baie keer. So om die lewe van vryheid te leef, is ook eintlik die lewe van toewyding. Om die lewe te leef van rus is eintlik die lewe van volgelingskap. Ons wil dit alle kante toe maklik hê. Maar Jesus sê 3 goed in die gedeelte. Hy sê kom, neem en leer. Dis die sleutel van die sagte juk. So eerstens sê Jesus, kom na my toe. Soos jy is, in die wete dat jy nie sonder Jesus kan lewe nie. Hierdie is die boodskap, die goeie nuus. Lammes, krepeles, blindes, onbeholpenes, vervolgdes, die mense op wie die samelewing spoeg. Vettes, mares, langes, kortes, slimmes en dommes. Almal. Wit en swart en bruin en Chinees. Die wat bles is en baie hare het, die wat die Bybel, hoekom lag jy? Dit is net ek gebruik net voorbeelde. Die wat die Bybel goed ken, die wat dit nie goed ken nie. Die wat jy kan dit vir jouself invul. Jy kan kom. Dis 'n oop uitnodiging. Dis 'n onvoorwaardelike uitnodiging in die sin dat om op te daag kom jy soos jy is met jou pakkie. Dis wonderlik, né? Nee? En dis elke keer opnuut ook die uitdaging. Dat selfs al draai ons weg en verloor ons koers. Jesus sê kom na my toe. En wie spesifiek? Almal wat uitgeput en oorlaai is. Die down and outs, die versikkeldes, ons wat in 'n flat spin is, wat te styf opgewen is, wat moeg geraak het in die lewe, wat die ratreis so kyk en dink, "Jesus, maar is dit regtig die moeite werd?" Dis wie kan kom. Dis ek en jy. Daar's niemand hier wat nie hierdie uitnodiging ontvang nie. Niemand nie. En dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Maar hierdie goeie nuus stop nie daar nie. Want as jy dan die lewe van rus wil hê wat Jesus beleef, dan sê hy, maar nou moet jy my juk dan nou neem op jou. Sy sagte juk, sy heerskappy, sy lering en sy leefstyl. So, dit maak mos nou sin, as Jesus sê, kom as jy 'n lewe wil hê van rus, en 'n lewe waar jy rus vir jou siel het, kom na my toe. As jy dan by hom kom en hy begin in 'n rigting loop, en jy gaan dan nie agter hom aan nie, hoe gaan jy dan daai lewe kry? En dis wat mense dink, hulle dink, ek kom na Jesus toe, en ek bring my pakkie, en hy gee dan vir my 'n pakkie, of hy vat my pakkie weg, and then we go our separate ways. Dan sit ten minste weer my lewe, en Jesus gaan aan met sy lewe, en dis is waar Christendom stop vir baie mense. Ek het mos nou die ding het ek mos nou by die kruis kom neersit. Maar Jesus sê eintlik nee, sit dit neer, maar nou neem jy my juk op jou. En wat die Bybel daar sê, en dit is eintlik vir my 'n mooi beeld, want ek het baie hieroor gedink, hoe verduidelik 'n mens dit, want tog roep Jesus ons om iets te neem op ons. Maar dit is so radikaal anders as wat mense in daai tyd geken het. Ek dink ons verloor perspektief.
Daar staan sy juk is sag, maar die woord beteken dis nuttig en is goed. Dis behulpsaam. Die van julle wat al gaan kamp het, want ons dink dit gaan daaroor om 'n juk weg te gooi. Dit gaan daaroor om 'n goeie juk te kry. Daar's nie 'n juklose lewe nie. Dit moet ons verstaan. Hoekom? Want as jy gaan kamp of gaan stap sonder 'n rugsak, is dit baie erg, dan is dit beter om daai ding te dra. Met bagasie aan. En dis wat die wêreld wil hê. Hulle wil vry leef van reëls en hulle wil vry leef van enige iemand teenoor wie hulle verantwoording doen. Vry leef van 'n God wat iets van hulle verwag. Maar dit is nie 'n lewe nie. Want jy gaan niks hê van wat jy nodig het nie. Ons almal het ons pakkie. Jesus sê maar as jy 'n pakkie gaan hê, sit asseblief dan net daai in neer. En kom vat die een wat ek vir jou wil gee. Dis sag. En daar's niks hier binne wat ek hier gaan sit wat jy nie nodig het nie. Daar's niks hier wat nie gaan goed wees vir jou nie. En dink aan elke opoffering wat 'n Christen moet maak, elke opoffering wat ons moet maak, is 'n opoffering wat ons bevry. As Jesus sê, jy kan nie God en Mammon dien nie, dan sê hy, dis eintlik 'n juk van slawerny teenoor 'n juk van vryheid, want geld is nie jou baas nie. As hy sê, moenie 'n vrou begeer nie, dan is dit 'n juk van vernietiging om jou huwelik te verloor, om 'n ander man se vrou te vat, 'n juk van vernietiging teenoor 'n juk van vryheid, waar jy met 'n rein hart kan leef. Maar hy roep ons nie dan na 'n ligleegte toe, waar daar niks is nie. En hierdie nuwe juk, hierdie sagte juk en die ligte las, die manier dan, hoe ons daarin leef, is om dan te leer by Jesus. Disippelskap. En dit is 'n totale nuwe lewe volgens Jesus se manier. En ek lees 'n paar voorbeelde hier, maar ek meen dis maar die begin. Verhoudings, bekommernis, geld en besittings, liefde teenoor jou medemens, swaar kry. Sien, as jy geen juk het nie, dan is jy planloos en hopeloos vir al hierdie goed. So kom ons vat verhoudings as 'n voorbeeld. Kom ons sê jy het geen standaard vir verhoudings nie. Jou verhoudings gaan vernietig word. Jesus sê, as jou broer iets teen jou het, as jy jou offer bring, los jou offer, gaan maak dit eers reg met jou broer. Stel die saak reg. Sê jammer, vergewe. Dis 'n nuwe dinamika in die koninkryk van God. Hoeveel keer moet ek vergewe, Here? 70 maal 7 keer. Dis die ligte las. Dis die sagte juk. Jesus sê in Matteus 6, moet jy nie bekommer oor die lewe wat jy gaan eet of drink nie. Al hierdie dinge, die heidene is die mense wat jukloos leef. Ek meen, hulle is oor hierdie goed besorg. Die mense wat bekommerd is oor alles, wat 'n swaar juk het, hulle is hieroor besorg. Julle Vader sal vir julle al hierdie dinge gee, maar soek eers die koninkryk van God. Met ander woorde, wanneer ons die juk van die koninkryk neem, sal alles reg wees, soos wat ons dit nodig het. As ons dink oor geld en besittings, die vrese wat mense het, gierigheid wat ons dryf, ons kapitalistiese samelewing, die standaarde wat ons stel, dit wat ons najaag, mense is slawe van dit, groter, beter, altyd. Jesus sê maar, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy gaan meer lojaliteit teenoor die een hê en die ander een afskeep. En dan word ons slawe en slagoffers van dit wat hierdie goed aan ons doen. Jesus sê moet jou vyande lief hê. Mense sukkel om hulle vriende wat hulle irriteer lief te hê. Nee? Ek het gesien wie van julle lag, wie daai vriende het. Ons sukkel om mense wat nice is lief te hê. Is dit reg so? Jesus kom en sê maar jou vyande, hulle moet jy lief hê. Jesus sterf aan die kruis en sê vergeef hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat soos 'n spies in sy sy indruk. Mense wat spykers in hulle hande inkap. Hy sê vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan perspektief oor swaar kry.
In die bergrede wat Jesus praat en sê maar, geseënd is julle as julle vervolg word. Geseënd is julle as julle as gevolg van my verdrukking ervaar. Geseënd. Dit is die lewe van die sagte juk en die ligte las. Kom, neem en leer. Ek dink dit was die A.W. Tozer wat gesê het, dis nie soveel dat Christendom probeer is en te moeilik gevind is nie. Dis eerder dat dit glad nie probeer is nie. Dis nie dat mense die ligte, die sagte juk optel en dink dis te moeilik nie. Dis dat hulle eintlik net nooit dit vat nie. En ek dink dat hierdie teksgedeelte is vir my so 'n goeie voorbeeld van hoe ons lees en dan stop terwyl ons eintlik moet verder gaan. Ek weet dat jy hier is vandag en almal het struggles en uitdagings. Miskien is jy die een in daai flat spin en dalk is jou juk en dis dikwels so en ek dink baie mense sukkel daarmee, maar jou juk is miskien die verwagtinge van mense, né? Jy loop met hierdie ding rond van wat mense van jou moet dink. En dit dryf jou. En daai selfde juk maak dan dat jy meer wil verdien en groter wil presteer en 'n goeie naam moet hê. En jy kom nie eers meer agter wat se slaaf jy van dit geraak het nie. Dan sê Jesus maar, ja, kom na my toe. Ek het jou lief. Ek wil jou Here wees. Dis 'n sagte heerskappy. Kom na hom toe. Neem sy juk. Leer by hom. Dan is daar rus vir jou siel. Dan is daar rus vir jou siel. Vriende, wat vir my besonder is dat Jesus het die enigste rede hoekom ons die swaar juk kan neersit. En dit is die juk eintlik van volmaakte wetsnakoming, nee, as ons sou sê die juk van perfeksionisme, wanneer is ek goed genoeg? Die enigste rede hoekom ons dit kan doen is omdat hy dit reeds gedra het. Dit is van so 'n mooi kunswerk. 'n Mens moet deesdae sê dis 'n non-AI generated kunswerk wat 'n regte mens geverf het. En jy kry hierdie gevoel van hierdie splinters wat in Jesus se skouers ingaan. Daar's niks gemaklik. 'n Kruis was nie al ingedra dat hy glad was op 'n plek nie. Hy het sy eie kruis gehad. En hierdie splinters wat in sy skouer moes ingaan, die gewig daarvan wat hy moes dra. En dat hy dit voluit gedra het uiteindelik. En dat hy gesterf het aan daai kruis, sodat ons nooit onder daai juk gebuk hoef te gaan nie. Waarom sou ons? En ek wil jou vandag aanmoedig en dis vir my so die regte plek om dan nou eintlik na die nagmaal te beweeg en ek wil julle vra om asseblief die tekens van die nagmaal aan te stuur. Neem net so 'n paar oomblikke om stil te raak. En vra jouself af, waar dra jy 'n juk wat die Here nie op jou gelê het nie? Waar dra jy 'n juk wat die Here nie op jou gelê het nie? En dan wil ek jou nooi om dit te bring na Jesus toe en vir hom vandag te vra om vir jou te wys, wat is die juk wat hy wil hê jy moet opneem, wat hy vir jou wil gee. Here, waar ons die voorreg het om hierdie tekens te ontvang en dit te neem, wil ons vandag regtig kom vra dat U dit sal gebruik om ons vry te maak, Here, van elke selfopgelegde gewig, verwagting,
van elke persepsie van mense wat ons vrees. Dat ons onsself net sal sien deur U oë, Here. Want U is sagmoedig en U is nederig van hart. U wil niks op ons lê, Here, ons weet, U wil niks op ons lê wat nie vir ons goed is nie. Dankie dat U daardie tipe Here is. En dat ons onder die sagte heerskappy kan leef, Here. Seën ons nou in die gebruik van hierdie tekens, dat ons mag weet en beleef dat U die volle prys reeds betaal het vir elke onvermoë wat ons kan hê. Amen. Die twee osse, as ek dit so kan stel, waaronder die mensdom gebuk staan, is die wet en die vlees. Die wet wat in ons taal vandag sal beteken die eise van volmaaktheid of om 'n perfekte lewe te leef en ons onvermoë om dit te doen. Dis aan die een kant daar. En aan die vlees is dan die sondige natuur van die mens. En dit eis straf. Die deel van ons wat nie volgens God se wil leef nie. En Jesus het gekom en vir altyd van daai goed die prys betaal en die gevolg gedra. Waarom sou ons nog dra daaraan as hy reeds het? En daarom wanneer ons hierdie brood neem en dit breek, dan herinner dit ons aan sy liggaam. Liggaam wat 'n kruis gedra het, wat se hande en voete daar vasgespijker is, liggaam wat gesterf het, wat gebreek is. En dan neem ons dit, ons kom na Jesus toe, en ons onthou wat hy vir ons gedoen het. Dan die wyn, wat die teken is van sy bloed. Ware bloed wat gevloei het, vir my en vir jou. En hy was bly om dit te doen vir ons. Hy was bly om dit te doen vir ons, uit liefde, hy wou. En ons kan nie sonder dit nie. Ons kan nie self nie. En wanneer ons dan hierdie wyn drink, dan onthou ons dink daaraan en ons glo en vertrou in die volkome offer wat hy gebring het vir ons sondes, deur sy bloed. Ek gee jou net so 'n paar oomblikke vir stilte en nadenke. So ek wil jou uitnooi vandag om saam met my op avontuur te gaan. Dit is nie my avontuur nie, ek stap net saam. Dis Jesus se avontuur. En om saam met hom te leef en uit te vind, hoe lyk ware lewe? Ontvang die seën van die Here vandag en gaan in sy vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die krag en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen.